Die doel van hierdie video is om 'n agtergrond te gee oor 'n basiese besigheidskombinasie. Gestel 'n entiteit P beperk wil beheer oor 'n voertuig kry. 'n gewone bate-aankoop-transaksie kan plaasvind waar P beperk die kontant wat hulle het, omskakel in die voertuig. Die staat van finansiële posisie nadat die transaksie plaasgevind het, toon dat daar geen kontant meer oor is nie en dat voertuie verhoog het vanaf 2000 na 5000. 'n alternatief sou wees dat P beperk beheer verkry oor die entiteit wat op die oomblik die voertuig het. P beperk kan aandele verkry in daardie entiteit, in hierdie geval S beperk. In S beperk se finansiële state is die voertuig waaroor P beperk beheer wil hê. Dis belangrik om daarop te let dat S beperk nie op hierdie oomblik addisionele aandele hoef uit te reik nie. P beperk verkry die aandele vanaf bestaande aandeelhouers van S beperk. Wat betaal P beperk vir daardie aandele? Hoe besluit die bestaande aandeelhouers hoeveel die aandele werd is? Een manier is om na die netto batewaarde van S beperk te kyk. Met ander woorde, bates minus laste of anders gestel die ekwiteit. In hierdie voorbeeld het ons aanvaar dat die ekwiteit van S beperk bloot uit aandelekapitaal bestaan, wat dus dieselfde werd is as die voertuie wat onder bates lê. Wanneer P beperk die aandele van S beperk verkry en nou beheer het oor S beperk, ontstaan daar 'n besigheidskombinasie. In so 'n geval vereis IFRS dat daar state opgestel moet word vir die groep. Die groep beteken P plus S. Stap 1 in die konsolidasieproses is om die finansiële state van P en S te kombineer op 'n lyn-vir-lyn basis. In die gekombineerde stel state kan ons dus nou die belegging sien wat die belegging van P in S se aandele verteenwoordig. Voertuie in die groep bestaan uit die voertuie van P plus die voertuie van S. Daar is ook ekwiteit in die groep. As ons dit kan illustreer met die volgende diagram, sal dit dalk die aanpassing wat gedoen moet word verduidelik. P beperk het beheer gekry oor S beperk deur meerderheid aandeelhouding. Daar is ook ander maniere waarop P beperk beheer kon gekry het. Omdat P beperk beheer het oor S beperk, moet daar gekonsolideerde state opgestel word. 'n ander naam, groepstate. Die groepstate bestaan uit P plus S. In hierdie groepstate word die finansiële state van P en S gekombineer. In P se state is die belegging. In S se state is die ekwiteit. Dit blyk dus asof daar uit 'n groep se oogpunt 'n belegging in die groep se eie ekwiteit is. 'n konsolidasiejoernaal is nodig om hierdie reg te stel. Wat is 'n konsolidasiejoernaal? Dit is 'n joernaal wat bloot tydens die opstel van gekonsolideerde of groepstate gedoen word. Die konsolidasiejoernaal elimineer die ekwiteit in die boeke van S teenoor die belegging in die boeke van P.
Let daarop dat in ons voorbeeld bestaan die ekwiteit van S bloot uit aandelekapitaal. Dit hoef nie die geval te wees nie. Die ekwiteit van S kan bestaan uit aandelekapitaal en enige ander reserves. Die totale ekwiteit word geëlimineer teen die belegging. Die rede daarvoor is, alhoewel P 'n belegging in aandele gekry het, verkry hy daardeur 'n belang in die netto bates van S. Met ander woorde, 'n belang in die ekwiteit van S. Die konsolidasiejoernaal word nou teen die gekombineerde totaal aangepas. Die staat van finansiële posisie na hierdie aanpassing reflekteer geen belegging, voertuie van 5000 en ekwiteit. Wanneer hierdie staat van finansiële posisie vergelyk word met die staat van finansiële posisie waar daar 'n gewone bateverkryging was, kan daar gesien word dat die twee state identies is. P beperk kan beheer oor S beperk verkry sonder om 100% van die aandele in S beperk te kry. In ons voorbeeld gebruik ons 'n 80% belangverkryging. Al het P beperk slegs 80% van die aandele, het P beperk 100% beheer oor S beperk en dus in ons geval 100% beheer oor die bate van S beperk. Omdat P beperk beheer het oor S beperk, is daar weer 'n besigheidskombinasie en vereis IFRS dat ons gekonsolideerde finansiële state moet opstel. Stap 1 is weer om die state van P en S te kombineer, lyn vir lyn. Na hierdie stap is daar dus steeds 'n belegging, sowel as al die ekwiteit. Weereens is daar 'n konsolidasiejoernaal nodig, sodat daar nie 'n belegging in die groep se eie ekwiteit getoon word nie. Die joernaal in hierdie geval is om die belegging wat 80% van die aandele was, te elimineer teen die ekwiteit van S. Daar bly egter 'n deel van die ekwiteit van S oor. Hierdie ekwiteit wat oorbly, word geskuif na 'n nuwe ekwiteits-item met die naam nie beheerende belang. Wanneer P beperk nie 100% belang het en S beperk nie, ontstaan daar uit 'n groep se oogpunt 'n groep aandeelhouers wat ons gesamentlik noem die nie beheerende belang. Dit is die aandeelhouers wat aandele in S beperk besit buite die groep. Hierdie groep aandeelhouers, die nie beheerende belang, word in die gekonsolideerde staat van finansiële posisie as 'n aparte ekwiteits-item getoon.